halleluja, ek het allemaal vanmorgen baie dankie sê wat ook hier is, en ja, ek sê vanoggend vir hulle, het voel soos as jy in die skool was, en jy die maandvakansie gehad, en dan begin die skool weer, gevoel, ek wil nou weer terug gaan, so dat vanoggend gevoel dat die stop en sê, ek wil nou weer die 1000 kilos afleef, halleluja. En ek wil vanmorgen vir jy sê, vir allemaal weer baie dankie sê, en dit was lekker gewees hierdie maand, en ja, ons het weer so 5-98% die huisbesoek het ons ingekry, met baie meeste van allemaal wat ek sê, en dan nog ander binnen die dorp ook, en ek kan vir die Here baie dankie sê, ja, nou, ek het ander was ek moe gewees, en dan kom het daar by die huis gesê, en ja, ek gaan nou maar leen, dan sy maar in daar beerdag, en ek sê maar baie keer wanneer jy so die werk van die Here te doen het, dan put het jou baie uit. Maar weet jy wat, het is lekker, halleluja. Ek weet ook wanneer een mens gaan en jy het die kampioenskappe wat jy doen, en al jy na focus is die eindpunt. Om te weet as jy daar kan kom, dan kan jy een medaille kry. Om daar altyd, ek het altyd op die wereldkampioenskap wat ek fiets gerei het, en vir my mikpunt was geweest om die medailles te kry. Nou, die wat ek ook al gerei het op hard gemaak, jy sê weer dat net een sekere hoeveelheid medailles. As net een sekere hoeveelheid, en as jy te laat kom, jy maak hom wel klaar, maar jy kry dan nie medaille nie. Jy weet, dan sit jy op die fiets en dan ry jy, en jy kyk hier links of voor jou of achter jou, en jy kyk net voor en sê maar nou, ek wil die wenpaal, wil ek behaal, want ek dink aan die medaille. Of het nou goud is, of het silver, of het brons is, ek soek tenminste net ietsie wat ek kan die so nou terwyk, ek het ook gerei. Nou ja, dat partytjie wat het gekom het, dat jy nie iets kan kry nie, en dan die ander kere kom het, wat jy wegtyd waar, dat jy ander beter, wanneer jy dan nie iets kry nie, wat doen jy? Jy gaan oefen al hoe harder, en jy gaan oefen al hoe meer, jy gaan al meer. En ek het baie keer vir die mense gesê, nou, weet jy of jy een man is wat op fiets gerei het nie, kampioenskappe weer, dan sit ons op die fietsen, dan op die berge afgaan, dan gaan jy by die 100 km per uur met die fiets, wat jy met die berg afgaan. So jy moet baie mooi focus, maar nie iets in die pad nie, want as daar iets in die pad leg, dan is dit nat vir jou, dan is dit verby. En ek wil vanmorgen vir jy sê, dat dis ook ons oor in die geestelike wêreld, ons oor nie op anders sal wees nie, maar ons oor gevestig sal wees op die wenpaal, die ewige lewe wat voor lê, terwyl ek so in die laaste wedren wat ons ry was, 175 km, in 3:41 minute is ons klaar gemaak. En maar terwyl ek met die een berg so opgaan, en ek dink vir myself weer, dat nou so kom baie kere, jy sien daar by jou broer of jou suster so, halleluja, as jy nie jou fokus op die Here gaan, dan gaan die broer, of die suster wat jy dink, agter gaan bly, gaan jou dan vooruit. En dan kom so'n vrouwtjie verby my gerei, maar sy mag. En ek dink myself, wat wil sy nou doen? Teen ek wat al so lang oefen, en sy is regtig, soos hulle, een spreekwoord sê, sy is mager as 'n woestynsprong daar. Maar sy is reg. En sy kom nie verby my, en ek kyk af so op myself, wat maak jy? Moenie waar nie, ek gaan jou daar voorgaan dat jou vang. En weet jy, en ek wil vanmorgen sê, baie keer, ja, maar doen een mens die fout. En weet jy, sy het verby my gegaan, ek dink myself, ek oefen al jare, en ek ken het om te ry, ek weet hoe om te focus, ek weet, jy weet, daai jaar het ons so gerei, dat die bloedvate, dat, ja, jy het fiets op gerei, dat die bloedvate in my keel bars, dat ek die bloed proe die hele tyd, maar omdat ons moet insit, om vooruit te kom. En weet jy, daai meisiekind is verby my, en tot vandag die was aan te kom ek nooit weer gesê. Nog nooit weer my deel. Ek weet nie of sy 'n pap weer gekry het as sy afgetrek. Ons het moeg geword, ek berug my maar daar by ek is goed. Maar sy is verby my en sy is weg tot vandag toe. En ek wil vanmorgen vir sê, kom ons hou vas aan die voete van die Here, halleluja. Dit was ons 'n voorreg gewees om hier te wees hierdie maand en ons het baie gedoen. Ons gaan so 'n bietjie terug, ek het omstandighede daar, want dit allemaal wat ons gedeel het, ons huisbesoek gedoen het, en om goedjies gou daar in die orde te kry. En ek is so bly, dit is onweer, maar ek moet ongelukkig, ek weet as van die mense wat ek gesê het, ons gaan vanmiddag, en weer gaan ons huisbesoek doen, ek moet ongelukkig na kerk teruggaan, ons het so gestres en geworry, want vir die verblyfplek, want het is vakansie en al die gasthuise is volgeboek. En gisteraan weer eens dat gekry, weer eens weer,
ons het vir jou plek, moenie worry, ons wag vir jou. So ek moet ongelukkig, moet ek na diens met ons terugry, maar weet ons harte is met julle, as daar nog iemand is wat boekies soek, of USB sticks, en dan van die wat nie was hier, hierdie pragtige geskenpakkies was, maar hulle maar, hier is vir die mans in, en hulle het in die weekie gekom, ek weet daar van die mans wat gesoek het met die armbandjie, en dan die penne, en dan die boekhou, en dan sleutelhouer, hierdie kom op jou yskas, en dan so ook dan vir die vrouens met die perfume, en dan wat belangrik is dan die salfolie, wat in elke pakkie is, dat ons allemaal altyd so 'n botteltjie salfolie by jou kan hou. Halleluja, so jy is welkom om na die afloop van die tent, en na ons skole toe te kom, en as die Here op jou hart lê, om ons te kom ondersteun. Halleluja. Terwyl ek hierdie gedeelte so lees en bepyns, ek sê, Here, dit is toch so waar, in baie van ons lewens, sit ek met 2 boodskappe, en ek sit met 1 boodskap wat ek vanoggend wil bring, en die Here sê vir my, nee, jy bring hierdie een. Kom ons sluit ons Hemelse Vader, vra dat U my sal seën. Die lippe van klei, Here, ek staan in vanmôre, Here, om die woord te verkondig. En vra, Here, dat elkeen sal opskryf vanmôre in hulle afskrif. Dit sal verstaan in gedagte, in Jesus se wonderlike naam, en die kosbare bloed door ons in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl ek hierdie gedeelte lees uit Handelinge 27, wil ek vir ons enkele verse lees hier van 9, 10 en 11. En die opskrif sê, so Paulus word na Rome gestuur, die skip breek. En ek gaan vanmôre is die kerngedagte, die titel van hierdie boodskap van vanmôre is, gaan oor, raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink. Raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink in hierdie lewe. Maar ons gaan enkele verse lees, Handelinge 27, vers 9, 10 en vers 9 en 10, net daai twee. Hy sê, en omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarliker geword het, en die vastheid ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens, net daai 2 verse. Ek kan die verhaal in die huis gaan lees, terwyl hulle hier vir Paulus vat met gevangenisse, en hulle sit hulle op hierdie skip, en hulle is besig om hulle weg te vang. Was hierdie manne op die skip gewees, ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy is op 'n lewensboot, wat ons vat na die eindtyd toe. Ek en jy is op 'n lewensboot, wat ons vat, halleluja, na die eindbestemming toe. Wat is dit? Die dag wanneer die Here Jesus kom, gaan ek en jy dit behaal. Maar ek las jou weer raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink, halleluja. En hier Paulus hulle word na Rome gestuur. Hulle het 'n moeilike seil gehad. Hoekom? Want die skip was te swaar geweest. En ek en jy is in 'n lewensboot op pad na die ewige lewe. Ons seil baie keer met moeite. Halleluja, dan wonder ons hoekom gebeur dit in hierdie lewe met dinge wat met ons gebeur. Ek het so 'n paar aantekeninge gemaak. Hy sê in Handelinge 27 vers 38 sê hy so mooi, gaan luister. Handelinge 27 vers 38 sê, en nadat hulle, nou praat ek weer van Paulus hulle, wat doen hy? Hy kom en hy sê vir hulle, luister manne, dis wat julle, hy waarsku julle, hoor wat sê, en nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Hoe baie van ons laat dit toe dat ons lewensboot sink, omdat ons baie keer hardkoppig is in hierdie lewe. En dan kom ek weer terug, terwyl Paulus 'n godsman, maar hy sit met gevangene op hierdie boot. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie van ons sit in gevangenskap met omstandighede. Die woord van die Here sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. En dan sê die woord van die Here, pas op wat hy sê, pas op wat dit is, pas op wat dit. Maar weet jy, baie kere wat klou ons aan dinge in die lewe vat, wat daarom vir jou sentimentele waarde is. Baie dinge keer jy in hierdie lewe vas, so sê, jy weet ek het dit by my oupa of my ouma gekry, of dinge wat jy opgebou sien, want het was baie duur geweest, of jy jou vrou het 'n argument oor 'n ding, jy het 'n man het 'n argument oor 'n sekere ding, dan sien jy maar, ek gaan nou vasbly, want dit is vir my sentimenteel op dit. Dan kom die woord van die Here en sê, dit is die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Amen. Die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. En terwyl hierdie manne, en daar was onbekeerde manne gewees wat in die gevangenis was saam met Paulus op hierdie skip, sê Paulus, maar luister, hierdie skip is besig om te sink, hierdie skip gaan breek, wie is die vrag wat op hom is?
Hoe baie van ek en jy wat vanmôre is 'n mens wat buite luister vanmôre. Hoe baie in die wêreld, halleluja, se skip is so oorlaai van 'n klomp goed wat jy nie eens nodig het om saam met jou te laai nie, dan is jou boot besig om te sink. En Paulus kon hy sê, luister manne, julle moet mooi luister. Ons moet ons eie bestemming bereik waarna toe ons vaar. Maar ons gaan dit nie hou as ons nie gaan doen wat die Here van ons verwag nie. En die manne kom en Paulus sê vir luister dat ons het dit klaar vas gedoen. Ons sal hierdie skip moet ligter maak. Ons sal hierdie skip moet ligter maak. Hy is te swaar gelaai. Dan kom baie keer in die lewe, ek het al met baie mense gepraat, en hoor ek hoe praat hulle. Ja, maar jy weet dit en dit. Of die man is hardkoppig, of die vrou is hardkoppig. Hulle sien die lewensboot is besig om te sink. Hulle sien omstandighede is besig om 'n gevaar in te gaan. Hierdie lewensboot is besig om skipbreuk te lei. Maar weet jy tog, sal hulle vashou en vashou. Ek het al baie keer in my lewe gesien, hoekom wil jy eers alles verloor en seer kry voordat jy luister? Maar Paulus staan op en hy sê, manne, luister. Hy bid tot die Here, hy sê, Here, halleluja, wat moet ons maak om hierdie skip te 'n sukses te laat seil? En hy sê, maak jou skip ligter. Halleluja. Ek en jy moet die eerste stap neem om dit te begin doen. Om ons lewensboot te laat sink nie. Ons moet die eerste stap gee, die eerste toe te sê, Vader, halleluja, want as kyk, as jy kom by God uit om jou te help, pas op dat dit wat jy besit, nie dalk jou besit nie. Ons mense is so besig met daaglikse dinge, en ek sê weer vanmôre, pas op, laat dit wat jy besit, laat dit nie jou besit nie. Hoeveel mense bly uit kerk uit wees die goed wat hulle besit, hulle eers moet na kyk en klaar maak. Hoeveel sondaars die kerk se banke leeg, die sê nie dat ek moet nou eers dit doen, want dit is wat belangriker. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dink dit is belangriker, is jy besig sonder dat jy dit weet, dat jou lewensboot begin skipbreuk lei. Baie mense raak daaraan so depress en voel minderwaardig, omdat dit wat in hulle lewensboot dit toelaat, halleluja, hulle lewensboot is besig om stadig te sink. Ek verstaan nie hoekom val my lewe uit mekaar het nie. Ek weet nie hoekom gebeur hierdie dinge in my lewe. Ek weet nie waarom nie. Hulle begin depressie raak. Hulle val in depressie. Baie mense dink aan selfmoord. Mans en vrouens skei. Hulle gaan uit mekaar uit. Maar weet jy wat? As hulle nie die hardkoppigheid gelos het en by God uitgekom het, dan sê Here, ek gaan my boot ligter maak, laat ek by die ewigheid gaan uitkom. Hoe baie mense van die ewigheid misloop, deurdat hulle boot, lewensboot, te vol dinge gelaai is in hierdie lewe. Ek het nie tyd om by God uit te kom nie. Ek het nie tyd om dit te doen nie. Ek het nie tyd om dit te doen. Ek het nie tyd om dat. Ek wil vanmôre vir jou sê, doen alles. Gee jou lewe vir God. Gee jou en hy gaan jou wysheid gee hoe om jou lewensbootjie, halleluja, ligter te maak. Gee dit wat die Here wil hê van jou, verwag vir hom. Ag, jy weet, ek het nie tyd nie. En dan my dink aan 'n klein seentjie wat 'n jaar wat 'n verhaal was terwyl hulle besig was om 'n laptop te leer. Nou jare terug in die kerk het hulle mos daai ronde houtbordjies gehad. Baie van ons sal onthou. En hulle stuur die houtbordjies, stuur hulle so op. En hy kom by so jong seentjie en hy sien die houtbordjie vol geld lê. En hy gaan staan so voor op die mat en hy kyk so vir die gehoor van die mense. Hy sê vir die pastoor, hy sê pastoor. Hy sê laat my toe net op iets te sê. Hy sê dis reg. Hy sê weet jy wat dit wat God vir my beteken en wat die Here vir my doen en vir my as kind, halleluja, is soveel meer werd. Ek het nie daai geld om in die bordjie te klim nie. En hy vat daai bordjie en hy gaan sit hom op die grond neer en hy klim binne in daai bordjie. Dit het tyd geword dat ons kom en sê, Here, my lewensboot, onbewuslik is besig om te sink, weens goed wat in my lewe is, wat dit nou moet wees nie. Ja. Die woord van die Here sê, nog voordat jy vra, weet hy wat jy nodig het. Die Here sal vir jou gee. Daar's niks fout om 'n dubbel verdieping te hê. Daar's niks fout om 'n rooi of 'n masjiene of 'n mooi, daar's niks fout om dit te ry. Die Here sê ek het gekom dat jy 'n oorvloed kan hê. Ek het gekom, maar daar's niks fout daarmee nie.
Maar baie mense, halleluja, gebruik dit wat hulle besit. Dan besit dit, wat hulle besit hulle dan. Hulle is so besig. Hulle is so besig, as jy gaan lees, die bruiloftsmaal het al baie daai gedeelte gelees, waar die koning sê, gaan en nooi die mense in die strate, en jy kom terug, o Heer, sê vir die Heer, ek het 'n stuk grond gekoop, ek moet hom gaan bewerk, sê vir hom, ek het 5 osse gekoop om dit, ek moet dit, jy weet, ek het 'n vrou getrou, en ek moet met haar saam met haar gaan, almal het elke keer sulke verskoning, maar weet jy, elke keer wanneer jy so verskoning het, halleluja, sonder dat jy daar agterkom, as jou boot besig om bietjie skipbreek te ry, daai kraak binne jou lewensboot, gaan al hoe groter. Dan kom het op 'n punt wat mense uit mekaar uitskeer. Dit kom op 'n punt dat 'n huisgesin verwoes is. Kinders is verwoes, halleluja. Die kinders kry die seerse, halleluja, altyd in 'n lewensboot wat gebreek word. Maar die woord van die Here kom sê, jy as hoof van die huis, man en vrou, staan by my, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Daar is soveel mense wat vandag so diep in depressie wees as gevolg van hulle lewensboot wat tevore, wat nie eens meer hulle voete in 'n kerk sit nie. Mense wat nie eens meer die stem van die Here ken nie, wat sê ek gaan maar Sondagmôre die voor die televisie sit en ek gaan godsdienst luister. Daar is die fout nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie dieselfde as wat hier binne sit nie. Wil jy dit so gemaklik hê, met 'n rok en jy hemel toe gaan? Wil jy dit so gemaklik hê? Die Here toets ons gehoorsaamheid, wat hy gesê het, moenie so sommiges versuim om op te gaan na die huis van die Here nie. Hy sê, staan vas my kind, staan vas, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En terwyl Paulus op hierdie boot het, so sê, Here, maar ek is die kind, ek kan nie saam met hierdie gevangene ook sterwe nie. En God praat met hom en hy sê vir hom en hierso, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. En hierdie was vir my baie mooi woorde. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar vir jou lewe. Ek wil vanmôre vir sê, God het elke siel lief wat hierso sit. Die wêreld se dinge gaan maar vergaan, die dag wanneer die Here Jesus kom, gaan in elk geval alles agterbly. Maar daar's een ding wat nooit sal kan agterbly in hierdie lewe nie, en dis jou siel. Waar toe gaan hy? Waar toe is jy besig met jou vrou, met jou man, met jou kinders se siele? Waar toe is jy besig op te sy, na die eindbestemming toe? En wil ek vanmôre vir jou sê, al hoe jy dit gaan bereik het, wel na my nie. Op jou knieë sal jy dit vind, aan die voete van die Here, halleluja, gaan jou lewensboot veilig in hierdie oseaan, want daar vir jou steeds donker om jou lyf, gaan hy vaar, en die dag wanneer hy die blou lig skeer, dan is hy nog steeds op in die oseaan, hy lê nie onder op die bodem nie, hy het nie gesink nie, maar hoeveel mense is hardkoppig in vandag se tyd, om te sê, luister, maar dit. Ja, maar jy weet, die Here het my gesê, ek moet daarna kyk. Ek wil vanmôre vir jou sê, die duiwel is baie slim. Hy doen homself as skool as 'n engel van die lig. Wat het die duiwel gedoen? Toe Job gekom het, hy self, wat het hy gesteel van God in die lig? 'n weerligstraal. Hy's 'n skelm, hy's 'n dief. Hy kom en hy vat 'n weerligstraal om aan te slaan. Hy steel God se goed. Hy kom voor, hy versoek die Here Jesus 3 keer. Wat hy die Here versoek, hoeveel te meer ek en jy? Die seun van God, hy het so min respek vir die Here, dat hy die Here Jesus versoek. En die Here Jesus het elke keer sê, maar daar staan geskryf, nie van brood alleen nie. Daar staan geskryf, mense, jakkals het, hulle het gehad en goed om in te gaan, maar die seun van God het tegen sy kopje, kus op sy hoof op te, daar staan geskryf. Hoeveel van ek en jy kan vanmôre werklik opstaan, wanneer die lewe ontstaan, op mense, op die duiwel in jou lewensboot wat inkom, sê duiwel, daar staan geskryf, wyk jou Satan. Met die autoriteit wat God van my en jou gee, kan ons dit weerstaan. Ons kan die werke van Satan bestraf. Ons kan dit bid vanmôre sê in Jesus naam. Want jy vaar in die lewensboot vir jare en jare. As Paulus nie wakker gestaan het en onmiddellik gebid en gevra, Here, wat moet ons maak nie? Beloof het hulle gesing. Daar's soveel mense wat soveel jare wag en wag. Ek wil vanmôre vir sê, geliefdes, verstaan my baie mooi vanmôre. Daar's niks fout om God te vra vir leiding en goed nie. Daar's niks verkeerd om die Here te vra vir 'n deurbraak nie. Maar weet jy wat, die Here het vir my en jou 'n gesonde verstand gegee om ook te kan dink hoe ons lewensboot moet hanteer. Hoor vanmôre, mense wat met soveel goed eintlik baie keer gesê, weet jy, mense mors partykeer dink die Here se tyd.
Want dan hou aan nek en nek en nek. En weet jy wat sê die woord van God? Hy sê weens jou geneigtheid sal ek jou die begeerte van jou hart gee. Maar moenie by my kom huil as daar iets gebeur nie. Dit staan in die woord van die Here. Hy sê moenie. Die mens nek, die Here het vir ons 'n gesonde verstand sê. Nou lees ek in die Bybel sê dat ons sal op die leeu verkeer, ons sal op die aarde trap en hy gaan ons nie pik nie. Nou hier kom ek nou by dieretuin nie. Jesus het in sy woord gesê, ons sal op aarde pik en hy trap en hy gaan my nie pik nie. Nou gaan speel ek in die dieretuin, gaan speel ek in 'n slanghok. Hier pik hy my, dan sê o, maar liewe Jesus het so gesê. Dan sê die woord van die Here, moet die dwaas nie sy sorgheid beantwoord nie. 'n Mens moet gaan kyk. Die Here gee jou gesonde verstand om te sê, luister, my kind, ek gee vir jou die motor, doen jy die motor, ek sal vir jou die onmoontlik doen. Gee jy die eerste tree, en ek sal die tweede en die derde tree saam met jou gee. Gaan sit baie keer sister, halleluja, ek het maar hulle daar baie keer, halleluja, het ek en sy al gestop, so sê van lief, jare gelede, dan sê ek van, weet jy die Here, ons al 34 jaar, wat ek en sy bid, wat ons baie kere vas moet sê, Here, hierdie lewensboot, laat hy nie sink nie, Here, laat my kinders se lewensboot nie sink nie, halleluja, Here, laat dit of daai nie sink nie, en we vanmorgen sê, dan gesit sy, ek en sy en sê, maar kom ons kyk, is daar iets wat nou besig is, wat nie reg is in ons lewe, of toe laat daar staan nie, kom ons raak ons sla daarvan, kom ons vergeet daarvan, en we vanmorgen sê ek van altyd een voorbeeld, vir my nie lekker is 'n lekker stuk steak, of 'n diepe maak nie saam, maar as die Here môre na my toe kom en sê, vriend, as jy die ewigheid wil beerwe, moet jy ophou dit eet, beloof jy ook sal ek dit doen, die Here staan net wat 'n voorbeeld, al is dit hoe lekker, omdat ons is tydelik op die aarde, ons ewige lewe lê voor, en ons lewensboot staan nie stil nie. Elke sekonde wat van daai horlosie tip, is ons lewensboot 'n sekond vorentoe. Ja. Maar wil ek jou vanmôre vra, jou lewensboot, hoe lyk hy vanmôre? Is hy nie besig om skibreek te lei nie? Is daar nie kraakjes in jou lewensboot die voel, Here, ek gaan nie meer nie. Here, ek kan nie meer staan nie, ek kan nie meer op hierdie weg gaan, ek sal 'n ander koers moet ingaan. Ek gaan bewaar die teenwoordigheid van die Here, maar ek sal vra jou weer vanmôre, hoe lyk jou lewensboot? En in die tyd gaan ons sê, Here, kyk hoe lyk ons wêreld. En in die tyd gaan ons 'n bietjie jou lewensboot rigting te maak, en te sê, dit is hoe ek kan hanteer, dis hoe ek kan maak, dis hoe ek kan maak. Die jare 9 maande wat ek by die huis is, tot verlede jaar, en my groot ongeluk is dat baie van julle weet, tot verlede jaar ek kon getuig. Het ek nie maar in 9 maande wat die Here ons van dra. Hoeveel wat ons het ons las, dit wat ons gesien het, dat ons lewensboot kan afsing, het ons ontslaag geraak. Net die nodige, wat van my en haar aan die gang hou, en die gebede van my kinders, die gebede van my kleinkinders, dis vir my goed genoeg. Weet jy wanneer jy jonk is, ek weet waarvan ek praat, wanneer jy jonk is, dan sê jy wil dit en dit bereik, jy wil daai en daai bereik, jy wil so en so, maar dat is dit wat dan weer. Maar weet jy wanneer jy ouer geword het, dan sê jy by Jesus, dit wat ek het is genoeg, hou my net vast, dat ek beloofde land kan ingaan. Ek staan nie belang om te sê, ek wil dit nog bereik en dit bereik, weet jy wat wil ek bereik? Die goue krone wat ons gaan dra, die woord van die Here sê, die krone wat ek vir jou gaan gee. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, gaan jy by jou krone uitkom, as jou lewensboot besig is om te sink. En weet jy wat, baie van ons laat dit self toe, dan is dit nie die Here nie. Ek het al manne gehoor wat vir my sê, dan sê hulle vir my, jy sê die Here se blue eye. Ek sê, nee. So ek hoeveel sê, maar kyk hoe gaan het in my lewe, maar weet jy, as ek so 'n bietjie met hom gaan kuier, en ek lyk, dan sien ek maar hoe gaan het so in hulle lewens. Dan sien ek maar hoekom en waarom, en weet jy wat, ongelukkig kry jy baie as jy vir hulle raad gee, dan sal hulle nog eie wys maak. Dit is sekere man wat ek al die hele tyd, die afgelope paar maande deel, met hom praat. Nee, maar jy weet so en so, jy weet so en so. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit tyd geword. Die koms van die Here is naby. Nie wat mense sê, nie wat nie as die seun van God weet nie. Sy lewe kan nou vir my en jou hier bywees. Sy lewe kan nou vir jou kom, so kan jou vir jou kom, nou. Jy kan in die kerk sit en dan van iets gebeur. 'n Pastoorsvriend van my jare terug daarso in die Noordwes.
het 'n baie groot kind van die Here gewees. Hy het altyd gesê, Here, die dag wanneer ek sterwe, wil ek hê jy moet my kom haal wanneer ek agter die kansel staan. En ek wil vir sê dit het presies so gebeur, dat 'n baie groot kerk het in Rustenburg gebou, wat 'n paar duisend mense vat. En weet jy, daar besig, en terwyl hy preek, kry hy hartaanval. Daar was sulke vrou beself, maar weet jy wat? Dit was in die huis van die Here. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy wat so voorreg sal dit kan wees, as die Here hier sat, jy jou lewe op as moet uitblaas, en jy gaan so in die hande van die Here aan. Amen. Weet jy hoe wonderlik is dit? En dan by altyd ding wat ek gaan baie al getuig en waar ons huisbesoek gedoen. My skoonpa was 'n wonderlike mens, was een van die grootste profete. Ek praat van profete. Ek praat nie van mense wat uitwis hoe jou lewe is of by ander hoor en dan vir jou kom sê so en so. Ek praat van profete, jy ken nie daai mens, dit God ken hy persoon. Jy weet hy was 'n groot profeet gewees. En ek sou nooit in my lewe vergeet nie. As ek nie maar herinner so daai jare, jy weet ons jy is jonk, jy is onkundig, jy is sommer teen mekaar, om het so te sê. Jy kan nie wysheid nie. Dan begin jy goed doen, of jy is jaloers op haar, of sy is jaloers op my, of ek het 'n jaloerse ou kyk waar, dan wil ek mos nou vir hom sê, hoor ek sal nou so maak. Of ek sê, hoor ek sal so maak, los my kind, en hoor ek gaan so maak. Of dat jy doen dit mos. En dan kry sy skaam of sy. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het al baie keer van soos wat so binne bloot daai boek geskryf het. Wanneer jy trou, as jy my pop laat, en wanneer jy getroud is, as jy my strop laat. En die preek wat ek wou gebring het vandag was oor 'n mans gewees, maar ek gaan bring as ek terugkom. En vanmôre as jy baie mense moet versigtig, baie van die mans moet versigtig wees met dit. As jy trou, is dit jou pop laat, maar met jare wat loop, as dit jou strop laat, dit werk nie so nie. En weet jy, dat ja, my skoonpa my, ek het Appie-ship het ek geloop, daar in poskantoor Silverton, ek het scanner printer, ek doen alle binding, alle boeke, alle pouse wat ek kan doen, alle konfigurasienommers en alle, ek het die GTO een wat ek gedoen, dis my aandag wat ek geloop het, en weet jy wat, as so lang gaan, dan ry hy telefoon en Vrydagmiddag, dan sê ek my vriend, dis jou pa, dan worry ek al klaar. Dan tel ek op, dan sê ek van pa, wat, dan sê ek soek jou vanaand in die kamer. Ons het in Pretoria gebruik dat in die park en bel ek gaan sê van Riep, jy moet klaar maak, ons het Vrydagmiddag 1 uur gechaai dan, die week het ons 'n uur voor die tyd gewerk om Vrydagmiddag, dan klim ons in my bakkie, ek het nog so ou 1200 Toyota bakkie gehad, alles was staal om, jy sê op dashboard was staal, alles was staal gewees. En dan jy weet, dan sit ek in daai bakkie, ek lyk so, maar dan sit ek. En dan gaan ons hier af, en weet jy wat ek daar by my skoon, my pa is sy skoonpa se huisklop, het 'n lang gang gehad, dan sien ek net hy doen so die. Dan sê hy so vir my, kyk, maak hy net so. Dan sê van kuier maar by ma, sê jou nou nie. Dan stap ek in die gang af, as ek in die kamer kom. Mense is bang, regtig waar profete vandag. Dus ek kom baie sy huwelike sin, woorde sin, om die ware aanbidder. Die woord van God sê, die gebed van die ware aanbidder dra groot. Amen. Dan kom hy en dan sê vir my vriend, hierso, dan borstel hy, dat hy 40 dae vasting gaan. Dan worstel hy, wanneer daag het jy 1 dag gevas. Sê Here gaan bietjie my bond geskep, ek wil bietjie nader aan U kom. Wanneer daag het jy dit gedoen? En weet jy waar ek kom en dan weet ek by jy aan my kop. Ek het altyd gesorg as ek so toe gaan op haar kop gespeel. Want hy vryf my, want in my, dan sê dat het nie so seer is. Daai man verstaan. Die is daar miskien ou manne wat jy sit van ons wat ken. Dis nie meer aan vandag. Maar weet jy, dis sulke dinge wat by knie gaan word. Dan sê my vriend, die Here roep jou vir die 4de eendag. Binnekom, kom by my. Wat het jy aan Marindag gedoen? Wat het jy aan die kinders gedoen? Wat het jy by die mens, wat jy oor die werkant aan hom gedoen? Dan kan ek nie sê, ja, maar pa, jy weet, ek doen, daar was 'n oukie geweet wat altyd met brood gesteer het. En dan weet jy, allemaal ken jy hier, Interkerk is wyd, sê, 2 meisies, en jy kan ons so stukkies afbreek, en wat hy ons kerk. Nou steel hy elke keer steel hy die brood. En die manne besluit, dit gaan sy laaste keer wees, en het lekker mama uit op die brood. En die mobbel, ek baie lief vir dit. En vader, hy blyk, en ek breek so stukkie, en sit hom op die brood, en die dag kom hy elke keer, en hy steel weer die brood, en hy so byt. Dus het sy laaste steel. En sê, hoe het jy dit gedoen? Besef kind van God wat ek dit doen. Die woord van die Here sê, sagte antwoord hierdie grimmige dag. Die sagte antwoord, wat is die vrug van die Here? Moenie haat, deeltyd aan. Moenie negatief vertoon. Moenie sê, ek sê jou wys wat hy sê, hoe weet Jesus sê. Miskien het hy nooit vir ons by die huis gehad.
Ons is als jong kind, jong man, ons dink ons is wat vreselijk cool en ouder. Ek het al baie keer wil ek sê, as ek die verstand en die wijse van hulle vandag uit die daai tyd, so ek nooit die pad geloop. Maar dank God het my ore oopgemaak. Daar was 'n tyd gewees dat ek van sit vir sagte musiek sal speel. Daar was tyd gewees dat ek gaan sit het. Dat ek vir my so binne in 'n spieël kyk. Toe ek baie jonger was, soos getrou was ek baie kwaai gewees omdat ek 'n moeilike lewe in my lewe gehad het. Ek het moeilike omstandighede gehad. Op 14 jarige ouderdom op voorskool moet ek al 4 uur in die môre begin werk en dan ry ek met 'n bicycle begin 'n koerante aflewer. Ek het by my ouma vir 'n ruk gebly, omstandighede was moeilik gewees. Ek het hard groot geword. Dit was nie maklik in my lewe nie. En die dag toe ek haar ontmoet, sien ek die heel teenoorgestelde van liefde wat dit is. En omdat dit te beskerm het ek verkeerd opgetree. En vanmôre vir jou sê, God help jou. Die dag gekom dat ek sê, Here, sorry. Dan tree ek verkeerd op teenoor haar. Dis net vrou. Dan maak ek hier die sterk man. God se oë bestaan aan die soets. Dis die Heilige Gees wat sterk hier binne jou. Die krag van God. Op beleid. Sê sorry daarvoor. Dan weet jy een sondag toe gaan sê, en dag toe gaan sit ek so voor die spieël. Ek sê vir myself, vriend, hoekom wil jy jou kinders en jou vrou verloor? Deur jou hardkoppigheid. Die woord van die Here sê, dan nog sê, kom net soos wat jy is. Daar is nie 'n groot sonde by God. En ek gaan sit voor hy spieël en ek praat myself, sê, vriend, jy wat daar sit, hoekom wil jy dit doen? Waarmee is jy besig? God het jou vrou gegee, pragtig met kinders. En daardie stop, dan sal ek sê, Vader, vergewe my. Wys vir my, wat is in my lewensboom, wat besig is dat ons moet sing. Ek sal daarvan ontslaap raak. En in daai nag, toe wys die Here vir my in 'n droom waar ek is. Ek het vir van die mense vertel terwyl ek vliegbesoek gedoen het. Ek het by my oupa was in die Tweede Wêreldoorlog en hulle het op 'n vliegtuig afgekom waar die Engelse afgeskiet het. En hulle het losgebreek aan die kampe waar gevangenes gehou en die skoene gehad en van die vliegtuig pilot so maatjie en hy maak van pakkies. Baie van ons ou manne wat in die weermag en ken die ou 303 met die lang baie net en die kort baie net. En hulle kry dit. En jy weet baie van die ou mense is ja, die sentimentele waarde is erg, so sê maar erg. Die Here wys my daai nag, hoekom is my lewe so uitmekaar geval. Die Here wys my in die droom en ek het 'n baie net wat ek by my oom hulle wat ek by hom geërf het. En die Here sê vir my kind, met hoeveel wraak is daai baie net mense doodgemaak. Hoeveel bloed is op daai baie net. Dis 'n mag van wreedaardigheid, van aggressie, van geweld wat jy in jou huis in gebring het. En ek gaan staan op die Vaalrivier se brug, ek sal nooit vergeet nie. En ek val daar baie net dat ek gooi so deur die lug. En ek kom so deur die lug gooi. Ek val alles so van my af. En ek sê Here dank. Ek wou alles met die hande reg. As ek nie kon het ek ouens gekry om te help. As ek nie dit iets kon gedoen, moet ek besluit om iets te doen. Die Here tel my daarop. Die Here het ons deurgedra. Vir 40 jaar doen ek die bediening, ons het oor die 3000 kerke oor hierdie land bedien al. Maar ek wil vanmôre vir jou hier weer afsluit, om te vra, wat is in jou lewensboot, wat toelaat dat jy sink en nie vorentoe gaan? Jy sit en sê, ek verstaan nie hierdie dinge in die lewe nie. Kyk hoe oud is en ek word ouer, ek het nog niks bereik nie. Maar wat is in jou lewensboot? Wat toelaat? Daar was jare tye gewees dat ek nie maar wat ons ry. Dat ek dit jaar sonder werk is en dan gaan ek sê, maak ons mense in tuine skoon. Ek leer my op sy bakkie, dan vat ek ou gebouwe wat agter staan, kap ek en sê met ons hande, met hamers kap ons stukken.
kom ek hier aan en sê die ou vir my, ag sorry, ek het nie nou meer geld, maar hier is jou R30 loon. Want die kinders, dan koop ek hotdogs, sê die ou bans, dan weet ek so 3-4 dat ons net moet eet. As jy by God gestaan. Baie keer dink die mense, maar kyk waar sit ek. Maar weet jy, as ek my oor so oopgemaak het Sondag, en dan weet jy wat, ek het my pak slaap gevat. Maar ek het opgestaan en gesê, dit wat my lewensdoel daai jare begin sink het, ek gaan dit uit my lewe uitkry. Vandag kan ek sê, elke man in ons huisgesin is 'n liefdevolle, al ons kinders bly by ons, in 'n jaar, in een Bybel gaan. Ons sê hulle net naam, maar in 1 jaar. Toe ek die dag in Gaasbaai gaan, en dan is nog hier so in die Vrystaat, en die ander hier by die by, toe sê ek van pa gaan bly, want ons het alles verloor aan die dag, het hulle my beroep. Toe ek hoor, toe vandag al die kinders, hulle sê nie, ons trek van pa, as ons bly nie sonder lewe. Hoeveel kinders kan vandag sê, ek wil onder my pa se vlerk en my pa se vlerk gestaan. Anders hulle groot manne vandag. My oudste seun almal is groot mense. My skoonseun groot manne wat al 15 en 30. Aan 'n dag sê my kind, een van die dae sy 40. Maar hy bly nog steeds my kind. Al is hy 90 en hy 70, dan is hy 'n kind. Hy bly nog steeds my kind. Om vir hom te bid. Om vir hom. Maar daar was een tyd en nog meer afsluit, dat ek een tyd te roep ek hulle almal in. Maar dan my kinders anders, toe sê ek vir hulle, pa wil vandag vir my julle bely. As ek verkeerd gedoen het, teenoor julle. Vergewe dan. Ek was stupid. Ek het nie geweet wat ek doen. Vergewe. Ons het hande gevat. Sê kom. Die dag as die Here my kom haal, dat ek weet dat het raak. Ek is nie pas aan ons. Dat my kinders ook gesê. Die dag as my pa op ons mond uitbetaal, is het vir jou. Omdat ek daai goudstad wil ons. My 3 kinders wat my vooruit is, nie my kleinkind wil ek weer sien. Want die woord van die Here soos van mekaar ken, soos ons geken het. As jy vanmôre iemand voel, ek voel dat ek vir jou bid of vir jou salf, dan gaan ek net vinnig vir jou salf. Sê Here, ek wil my lewensboot regkry, dan weet jy wat jy. Openbaar van my. Van ons wat die sin is klaar geseën, is reg. Want dit staan dus met jou lewensboot die prys die Here af, want dan daag en bid. Soos nog nooit van tevore nie. Die daad en beleid, sê Here Jesus, my kinders vergewe my. Ek was maar net onkundig. En ek dank die Here dat hy my gespaar het, tot vandag toe. Dat hy my gespaar het, en my geleentheid en gehad het in my lewe, om reg te kom gemaak het met my kinders. My familie, bloedfamilie, en al waarvoor ek nou lewe, is vir my gesin, in die dag wanneer die Here my gaan kom op, en vir die werk van die Here. Ons het lief geword vir julle almal wat hier sin, die baie vanmôre wat hier is sien, ons het die ver oor die 25 huisbesoeke gedoen in die 4 weke, want hy daar nog 3 huisbesoeke gedoen, ek weet jy so 1, 2, 3, ek het dan allemaal gewerk die verkeerd. Dat doe jy wat my wees nog moet uitkom. Ek wil vanmôre vir jou vraag, dat iemand is wat vanmôre hier op staan in jou sal. Sê, Abba Vader, ek wil my lewensboot regkry. Gaan ek vir jou bid, en vraag aan die geleentheid gee, om jy voor te kom staan. Dit is jou keuse, jou besluiting. As jy nie wil kom staan, is ek nog steeds vir jou bid. Gaan en bepeins hierdie lewe.
Want as jy aanvaar het, ek het die kom ons sluit ons goed by ons so sit. Dat daar iemand is, jy die geleentheid om vorentoe te kom. Dankie Here Jesus, ek wil U loof en wil U prys my